Kieksmaats, baie welkom by hierdie week se Kiekskerk. Dis 'n groot voorreg om jou te mag groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag jy vandag hoor dat die drie-enige God vir jou sê genade en vrede vir jou. Ek hoop dit gaan met jou goed en vir die wat al eksamens skryf, hoop ek ook dat jy hard aan die leer is en dat dit al die vraestelle sommer lekker maklik is en dat dit goed gaan. Ek weet nie van jou nie, maar ek is 100% reg vir vakansie, so ek seker jy sien ook al baie uit na die vakansie. Dis 'n lekker tyd van hierdie jaar hierso waar dinge nog besig is en so, maar ons kan die vakansie al so ryk, dis amper daar. Maar ek hoop sommer dat dit met jou baie goed gaan. Maats, ons gaan vandag lekker saam sing en dan gaan ons 'n storie deel uit die Bybel uit waaroor ons bietjie meer kan leer oor die Here en sy hart van ons. Maar eerste gaan ons bietjie die Here loof en prys en saam sing om hom te loof. In die Bybel staan daar dat ons hom moet loof en met alles, met ons hele lewe moet 'n offer vir die Here wees en ons hele lewe moet 'n loflied vir hom wees. So maar ons gaan ook nou met ons stemme en met ons lywe gaan ons saam die moves doen, gaan ons saam die Here loof en prys. So ek wil jou uitnooi waar ook al jy is, maak jouself gemaklik, staan op en sing saam, doen die move saam en dan loof ons die Here saam. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie dat ons mag beweeg, dat ons lywe het wat ons kan gebruik om u te verheerlik. Here, dankie dat u ons seën met so baie dinge waarvoor ons dankbaar kan wees. Here, dankie vir ons ouers, dankie vir die skool waar ons kan gaan en Here, vandag sê ons ook vir u dankie vir u woord, dat ons uit u woord u hart vir ons kan leer. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So maats, ek gaan vir jou 'n storie vandag uit die Bybel uit leer, uit die evangelie van Lukas uit, ons gaan dit nou lees, maar ek wil jou eers vra, het jy al ooit enige reëls gebreek? Nou ek weet, julle is almal baie soet, want julle gaan kerk toe, so julle is mooi soet kinders, maar ons almal op 'n stadium in ons lewe het ons al, as prins of per ongeluk, een of ander reël gebreek in die lewe. Maar ek wil vir jou vra, het jy geweet dat Jesus ook 'n reëlbreker was? Dit klink vreemd om te sê dat Jesus die reëls gebreek het. Maar tog was Jesus nie stout nie. Ek sê nie nou vir jou jy mag stout wees nie, okay? Ek wil net vir jou sê dat Jesus het ook partykeer reëls gebreek, maar tog het hy nooit gesondig nie. So hoe werk dit? Ons gaan vandag saam 'n storie lees uit Lukas hoofstuk 13 uit van vers 10 af, waar ons gaan hoor hoe Jesus die reëls gebreek het, okay? Maar hy het dit gedoen vir 'n baie goeie rede. So hierso staan in vers 10. Een Sabbatdag, dit was die Jode se Sondag, soos wat Sondag vandag vir ons is, was die Jode se Sabbatsdag so. So een Sabbatsdag, terwyl Jesus in die sinagoge onderrig gegee het, het hy 'n vrou gesien wat deur 'n bose gees in mekaar getrek is. Sy was vir 18 jaar lank krom getrek en kon nie regop staan nie. So shame, hierdie arme vrou, wat met haar gebeur het, sy kon nie soos ek en jy mooi regop sit nie, maar sy was so in mekaar gewees, en ek bedoel, kan jy net dink hoe seer dit moes gewees het, as haar hele lewe was so gewees. Imagine net hoe seer dit moes wees. Sy kon seker nie haar arms lekker gebruik nie, sy kon nie regop staan nie, dit was waarskynlik vir haar verskriklik seer, haar spiere, haar hele lyf was seer gewees. Okay, maar hoor wat doen Jesus toe. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê, vrou, jy is van jou kwaal genees.
Toe het hy haar aangeraak en sy kon dadelik regop staan. Hoe het sy God nie geloof en gedank oor dit nie? Nee, so dis 'n wonderlike ding wat hierso gebeur. Hierdie vrou was so in mekaar getrek en toe Jesus aan haar raak, toe gaan haar spiere los en sy staan so op en regop en sy kon nie help om die Here te loof en prys nie. Maar hoor toe wat gebeur nou hierso, want ek weet nie of jy dit al raak gesien het, maar Jesus het eintlik hierso 'n reël gebreek. Maar die hoof van die sinagoge was verontwaardig dat Jesus haar op die Sabbatdag genees het. Hy sê, daar is 6 dae van die week om te werk, het hy vir die skare gesê. Kom op daardie dae om genees te word, maar nie op die Sabbatsdag nie. Jy sal onthou in die 10 gebooie staan daar dat jy die Sabbatsdag heilig moet hou. So wat die Jode toe gedoen het, is hulle het hierdie wet wat van die Here afkom, het hulle gevat en hulle het klomp reëls daarom ingestel dat mense die Sabbatdag kon onderhou. So jy mag absoluut niks gedoen het op die Sabbatdag nie. Jy mag nie gewerk het nie, jy mag omtrent nie eers iets opgetel het op die Sabbatdag nie. Dan het hulle gesê, oortree jy die wet. Maar hoor wat antwoord Jesus. Hy sê, julle huigelaars, julle werk op die Sabbatdag. Wie van julle maak nie op die Sabbatdag julle os of julle donkie los in die stal en lei hom uit om te drink nie? Was dit nie vir my nodig, selfs op die Sabbatdag, om hierdie arme vrou te bevry van die gevangenskap waarin die duiwel haar vir 18 jaar gehou het? Dis 'n lang tyd, né? Dit het sy vyande laat skaam kry, sê die Bybel hierso. En al die mense was verheug oor die wonderlike dinge wat hy gedoen het. OK, so hierdie is 'n interessante gedeelte, dis 'n moeilike gedeelte, want ons sien hierso dat Jesus reëls breek. Maar wat se reëls breek hy? Breek hy God se reëls of breek hy mense se reëls? En ek dink dit is baie belangrik. Jy kan nie nou vandag, nadat jy hierdie storie gehoor het, vir jou ma gaan sê, mamma, ek gaan nie meer vir jou luister nie, of vir jou pa sê, ek gaan nie met my huiswerk doen by die skool, of meer vir my juffrou of meneer luister nie, want Jesus het tog reëls gebreek, so ek kan dan ook. Dis nie wat die Bybel sê nie, okay? So ek wil baie mooi en duidelik hê dat jy my hoor, dat die Bybel sê nie, ons mag reëls breek nie. Maar wat het Jesus hierso gedoen? Jesus het gesien, maar hierdie reëls wat die Jode gemaak het, was verkeerd geweest. Dit was heeltemal teen wat die Here wou gehad het. Wat is God se hart vir mense? God wou gehad het deur daai wet dat mense moet rus, dat mense tyd in verhouding met hom moet spandeer. En wat het Jesus gedoen toe hy hierdie vrou genees het? Hy het haar genees, so hy het God se liefde vir haar gewys, en hy het haar gehelp om God se hart vir haar te sien. Hoekom? Sodat sy in rus kan ingaan. Sodat sy nie heeltyd pyn hoef te hê en hoef te worry nie, maar dat sy vanuit 'n plek van rus kan lewe. En dit is wat die Here vir jou en my sê. Hy sê, hy wil ons vasmaak aan hom, sodat ons los kan wees van die wêreld. Hy sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So, wat sê Jesus eintlik hierso? Hy sê, ek en jy moet ons worry oor God se reëls. Want daar is reëls. Die Here stel reëls in plek. Hoekom? Omdat hy lief is vir ons, omdat hy ons wil beskerm, omdat hy ons wil bewaar. En hy sê ons moet eers dink aan God se reëls voordat ons so baie omgee van wat al die ander mense dink. Want weet jy, baie keer, sit ons reëls op onsself. Ons is so geplaag daarmee dat ons maatjies impres by die skool oor wat se klere ons aantrek of hoe ons optree, wat ons dink is cool. En dan vergeet ons dat die Here eintlik vir ons sê, hoorie maar, eerste moet jy worry oor wat ek van jou dink. Eerste moet jy vra, is jy in 'n verhouding met die Here? En dit is wat die Here vir ons kom sê deur hierdie verhaal, is dat hy wil hê ons moet eerste kyk, maar wat verwag hy van ons, voordat ons vra, wat verwag die wêreld van ons. So maats, ek hoop dat jy vandag gehoor het, dat God jou wil vrymaak van waar ook al jy mee sukkel. Dat hy jou wil vrymaak van die laste en al die verkeerde reëls wat die wêreld op ons plaas. Al die verkeerde verwagtinge, al die verkeerde dinge. Maar dat hy wil hê, ek en jy moet in rus lewe met hom en dat ons in verhouding met hom moet leef. Kom ons bid saam en dan sluit ons die oë. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie gedeelte sien dat U lief is vir mense, Here, en dat U hierdie vrou wat regtig gesukkel het, dat U haar kom vrymaak. En Here, dankie dat U ons ook kom vrymaak in ons lewe van die dinge waarmee ons sukkel. Here, ek bid sal U ons help om eers op U te fokus, op U woord en wat U van ons verwag, voordat ons
omgee oor wat die wêreld van ons verwag. Here, help ons om nog steeds die reëls van die samelewing, die reëls by die skool, die reëls wat ons ouers vir ons gee, Here, help ons om dit nog steeds te onderhou en Here, gehoorsaam te wees aan U deur dit te onderhou. Maar Here, help ons om in 'n verhouding met U te lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Maats, ek hoop jy het sommer 'n fantastiese dag en 'n week wat voorlê. Sterkte vir die van julle wat eksamen skryf en vir die van julle wat sommer moeg is hierdie tyd van die jaar. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met jou wees in hierdie week. En mag jy hoor dat jy vry is omdat God vir jou lief is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.